Ons vleismark is weer eens uitgestel. Ons beoog om dit teen die einde van September maand weer te hou. Ons wil op hoogte hou van 'n nuwe datum. Dankie vir al die navrae, dankie vir almal wat reeds gesê het hulle gaan diere of kontant skenk. Ons waardeer dit en ons sien uit om te sien wat nog gaan gebeur hier na die batteriejaarstyd toe. Ons het steeds stop nodig. So bring klaargemaakte sop in plastiekhouers gerus na die kerk toe gedurende 8 tot 1 in die dag. Dan kan ons dit by Badisa uitkry om dit in die gemeenskap te verdeel. Baie dankie vir almal wat reeds gebring en geskenk het. Dit maak 'n groot verskil in 'n wintertyd wat baie koud is. Ons stuur weekliks huisgeloof video's en materiaal uit vir ouers om met hulle kinders 'n pad te kan stap, 'n geloofspad te kan stap. Indien jy dit nie ontvang nie, stuur vir my of Cornie gerus 'n boodskap of vir die kerkkantoor, dan kan jy op die groep sit om ook die inhoud te ontvang. Ons hou aan bid vir die land dat goed beter sal word. Ons hou aan bid vir mekaar, vir mense wat ons ken wat dalk siek is. En ons vertrou die Here saam om absoluut genesing te bring in mense se lewens, in hulle harte, fisies aan hulle lywe. Ons hou aan bid en vertrou dat die Here die verskil sal wees in die land en die wêreld rondom ons. Goeiemôre Blanke familie. Baie welkom by hierdie saamwees en dis eintlik so great dat ons hierdie siklus 4 so kan deel wees van Esegiel, 'n onbekende boek wat nie noodwendig altyd gebruik of gelees word om God se storie met ons te kan verstaan of te kan in te neem en om te leef daaruit nie. En dit is wat hierdie laaste paar weke so great gemaak het, is dat ons met hierdie bietjie vreemde moeilike boek kon besig wees, maar dat ons uit dit uit die hele tyd kan sien wie Esegiel vir ons hierdie verhaal vertel en goed deurgaan om vir ons te wys hoe groot God regtig is, om te laat verstaan dat God is die enigste Here, die enigste regeerder en mag in die heelal waarby ons kan inval. En dit is ook goed so. Dit is die een by wie ons wil inval. So ek bid regtig dat waar jy nou vandag is en saam met wie jy kyk, dat jy dit sal geniet en dat jy saam met die mense rondom jou regtig in gesprek sal gaan oor wat God se woord vir ons vandag leer, wat hy vir ons uitwys en wat dit is wat hy vir ons wil laat verstaan oor sy grootheid en in hierdie geval oor die groter herstelplan wat hy vir die wêreld en vir daai tyd vir die Israeliete gehad het. So voordat ons aangesels en verder lees, kom ons bid saam mekaar en ons vra vir God vir sy leiding. Ja Vader, dankie vir nog 'n dag wat ons met die woord kan besig wees, dat ons weet U Gees is in ons harte en U Gees is die een wat vir ons hierdie woord oopmaak om te kan verstaan wat in die hart aan die gang is. En Here, ons vra regtig vandag dat U vir ons sal leiding gee en dat U woord vir ons sal oopgaan, dat ons kan net soos daai tyd die mense, die visioen wat Esegiel gesien het, dat ons hoop daaruit sal kry, dat ons rigting daaruit sal kry, dat ons regtig net absolute opgewondenheid kan kry om deel van U huishouding en U familie te kan wees en om daarvolgens ook te gaan lewe in hierdie week wat voorlê. Dankie vir die dag, ons prys U daarvoor en dankie vir nog 'n geleentheid om U net nog beter te kan leer ken. Amen. So, ons is nou in siklus 4 week 6 en ons het die laaste paar weke gesels oor herstel wat God begin plaasvind. Herstel eerstens in leierskap, toe verlede week herstel in die mense se harte, dat hulle 'n nuwe vlees gehoorsame hart het. Herstel fisies in Israel, die land. Ons moet onthou, Esegiel praat spesifiek met 'n groep mense, 'n spesifieke land wat hy in gedagte het. So die herstel wat God daarso sê, die land gaan weer blom, daar gaan weer ingewerk word en daar gaan weer mense daaruit kan lewe. En dan ook groter as dit, die herstel wat plaasvind in God se eer, omdat hy ewe skielik net vir die hele wêreld, die nasies daar rondom, wys hy is regtig God en dat die mense weer daarvolgens begin lewe, is wat vir God weer verheerlik en wat hom groot maak. So dit is die prentjie waarmee ons nog steeds vandag aangaan. Ons groter fokus is Esegiel 40 tot 46. Ons gaan nou stil staan vir 'n oomblik by 43, maar die hele blok waarna ons eintlik vandag kyk, gaan oor herstel wat plaasvind met God se tempel wat hy daarso gehad het. So,
wat sê hierdie teks wat ons vandag na kyk? En ek gaan sommer net vir ons vertel, want is verskriklike gedetailleerde goed wat ons vandag lees. En ek wil jou uitnooi, gaan lees deur die hoofstukke. Dit is interessante goed. Dit gee vir ons 'n interessante prentjie van waarmee God besig is en wat in God se hart is, wat hy vir Esegiel en vir die mense wou gewys het. So die visioen wat Esegiel weer gekry het, is die Gees het hom weer weggevat, soos wat hy die vorige 2 of 3 keer al gedoen het. Verlede week het ons ook daaroor gesels. Die Gees het hom weggevoer en hy het vir hom begin om in verskriklike detail te wys hoe 'n tempel lyk wat God nou wil oprig en opstel. So Esegiel word op 'n bergtop gesit en hy sien 'n stad voor hom uitgesprei. En in die stad sien hy nou hierdie afgeblokte area wat nou die tempel area is en dan ook die tempelgebou wat in die middel van dit staan. En daar is 'n man wat met 'n maatstok of staf daar rondgaan wat alles opmeet en hy gee vir Esegiel die presiese afmetings van al hierdie goed. En dit is verskriklik gedetailleerd, die inhoud en die inligting wat ons kry deur die teks uit. Die man wys hom dan ook die verskillende goed wat aangaan op hierdie terrein. Hy wys vir hom waar die noordelike, die suidelike en die oostelike ingange is om in die perseel en in die tempel in te kan gaan. Hy wys vir hom wat die afmetings van alles is. Hy wys vir hom hoe die buitenste hof, die voorhof lyk, die terrein. Hy wys vir Esegiel hoe die binnehof lyk aan die binnekant van die gebou. Hy wys vir hom wat daar binne aan die gang is. Hy wys vir hom die verskillende kamers wat daar in die tempel is. Kamers waar die priesters in kan lewe. So hy wys hom ook hoe die priesters is, wat daar hulle rol is, waarmee hulle besig is. Hy wys vir hom waar die priesters die offers voorberei. Hy wys hom die altaar waarop die priesters die offers gaan bring. Hy wys hom ook die tempel kombuis waar daar is, waar hulle verskillende goed voorberei en kos maak en allerlei goed wat daar gebeur. So die man in die visioen wys vir Esegiel met die visioen hoe hierdie tempel area lyk. En die prentjie kan jy sien is 'n baie naby uitbeelding van hoe dit lyk, maar ons kan nou nie presies sê nie, natuurlik. Dit is net God wat weet hoe dit gelyk het, wat hy vir Esegiel gewys het, presies nou in daai oomblik. Maar dit is 'n baie goeie uitbeelding van wat Esegiel gesien en beleef het in daai tyd. En ek wil jou uitnooi, ek het onder in die video het ek 2 links ingesit wat wys video's op YouTube hoe hierdie tempel gelyk het. So as jy as 'n huishouding later daarna wil gaan kyk, sommer net om 'n meer voller prentjie te kan sien. Dis nogal interessant, net om te sien wat dit is waarmee God besig was met Esegiel in hierdie visioen. As dit nie nou vir jou sin maak of belangrik voel nie, ons gaan nou daarby uitkom hoe dit inval by 2021 vandag. Maar hoekom was dit nodig geweest dat God nou hierdie visioen met 'n tempel weer vir Esegiel gewys het? Wel, as ons vroeër gaan kyk na wat in Esegiel se storie gebeur het, wat ons nou die laaste paar weke gelees het, dan sien ons die mense het al begin wegdraai van God af en hulle het met ander vreemde goed begin besig raak. Hulle het afgode aanbid, hulle het afgode in God se tempel, die vorige tempel, ingebring en hulle het die afgode daar binne aanbid. So, die mense se fokus was heeltemal weg van God af gewees. Hulle het hom geïgnoreer al was hy in die vertrek, wat nogal vreemd is om te doen, maar dit is die keuses wat hulle gemaak het. En ons sien dan in hoofstuk 8 tot 11 van Esegiel, dat God raak moedeloos en moeg hiervoor met tyd. En dan ewe skielik besluit hy dis nou genoeg en hy gaan weg en Esegiel sien dan ook dat God styg uit die tempel uit en hy gaan weg na 'n ander plek toe. So ons sien hoe God se teenwoordigheid die mense verlaat en hulle is eintlik tot hulle eie genade oorgelaat. Want wanneer God nie daar is nie, waarmee is hy besig? Nie noodwendig met sy goede nie. En dan die ergste is, dat ons sien in hoofstuk 33 van Esegiel, dan kom daar 'n man by hom aan, en hy sê vir hom, Esegiel, luister, dit wat gesê is, wat gaan gebeur, het nou gebeur. Die stad is verwoes, alles is vernietig in die land, die tempel is weg, alles wat jy gesê het gaan gebeur, is vernietig en weg. God is nie daar nie, die mense is in vlaarde, hulle is weggevat, hulle is slawe. Dit is wat nou gebeur het. So, dit is nogal 'n erge prentjie wat ons voorheen gesien het, maar dit bring ons by die visioen wat ons vandag het, waar God die herstelproses beloof met 'n nuwe tempel wat hy weer vir hulle sal gee. Nou, tempel vir ons vandag is 'n vreemde konsep, want ons het 'n kerk gebou op hierdie perseel. Ons is ook nie nou in die kerk gebou nie, maar julle almal weet, die kerkgebou is daar. Maar die kerkgebou en die tempel waarvan Esegiel praat, en ook wat ons in ander plekke in die Bybel lees,
is nie noodwendig dieselfde ding nie. Daar is sommige goed wat gebeur in 'n tempel, in die tempel, maar ook wat in die kerkgebou gebeur. Sommige simboliese goed wat ooreenstem, maar die idee van die tempel in daai tyd was, dit was 'n absolute middelpunt van God se teenwoordigheid. Almal het geweet God is daar, want hulle het vir God gesien daar fisies in die gebou. En dit is amazing. Ons sien nie noodwendig fisies vir God in die kerkgebou nie, maar ons weet God is saam met ons, want ons weet ook, soos wat die woord verder aangaan, dat God sê, hy woon ook binne in ons. En dit is interessant, gaan ons nou sien hoe daai prentjie inval by die tempel idee. Maar hy lewe binne in ons, so ons weet, hy's in ons lewens, deel van ons, en nie noodwendig net in hierdie kerkgebou nie. Maar dis hoekom die idee van die tempel bietjie anderste is. So, hoe pas hierdie goed als in die prentjie in? Nou moet ons bietjie nog verder teruggaan en ons moet na die konsep van tempel gaan kyk en waar dit vandaan kom, om te verstaan wat die gedagte daar agter is, om te kan leef vandag met die konsep van die tempel. Veral een wat nie fisies nou daar is nie. So die eerste ding is dat ons kyk na die skepping. Meer spesifiek die skepping wat in Genesis 1 en 2 van gepraat word, die tuin van Eden. Nou die tuin van Eden word gesien en verduidelik en vertaal as die eerste tempel waarvan ons lees in die Bybel. Dis die eerste plek wat God geskep het, waar hy 'n hemelwese fisies in volle heerlikheid teenwoordig is op aarde, saam met mense wat hy lief het, saam met Adam en Eva, waar hy saam met hulle in hierdie tuin rondloop, oral rondgaan, want God het nie 'n huis nodig nie, hy het nie 'n woonplek nodig nie, maar dit is 'n area waar hy wel teenwoordig fisies is, asof dit 'n huis is, 'n woning is. En dan sien ons in hoofstuk 3 vers 8 van Genesis, dat dis nou net nadat Adam en Eva nou daai keuse gemaak het, dan sien ons hoe God in die tuin rondloop en hy soek vir hulle, want hulle kruip mos nou natuurlik dan vir hom weg. Maar ek wil nie daaroor praat nie, wat ek wel oor wil praat is dat ons sien die tuin van Eden is die area waar God teenwoordig was, waar daar afgespreekte tye was, waar hy en Adam en Eva bymekaar is, waar hulle saam leef, waar hulle saam tyd spandeer en funksioneer. En binne in daai tuin gebeur daar goede. Waar God teenwoordig is, het hy vir Adam en Eva gehad wat 'n sekere manier leef om sy skepping te verheerlik, om God groot te maak, om sy goed wat hy vir hulle gee, mee besig te wees. Want God het vir hulle die diere gegee, die tuin gegee, die plante gegee, om mee besig te wees en voort te bou daarop. Dit is die plan wat God gehad het. So, sy direkte opdrag is waarmee Adam en Eva besig was, so hulle het hom verheerlik deur wat hulle gedoen het. Hulle het gedoen wat hy wou gehad het. En dan, so dit is sohalf die tempel idee wat aan die gang was. Maar dan sien ons ook die eerste ding wat gebeur toe Adam en Eva nou wel uit die tuin uitgesit was, uitgeskop was. Dan sien ons die storie van Kain en Abel. En ons sien hierdie twee broers gaan om 'n offer te bring vir die Here. En dit is interessant want ons lees nie noodwendig ergens dat daar is 'n altaar in die tuin van Eden gewees nie, maar hierso praat hulle wel van offer. En ons sien in die teks wat ons van gepraat het vandag, daar is ook 'n altaar waar daar is by die tempel wat God die visioen vir Esegiel gee. So, daar's die ruimte waar God en mense teenwoordig is, daar is offers, daar is 'n altaar, dit is als deel van die tempelkonsep wat God in sy hart het, wat hy vir ons wil gee, en dit is iets wat vir ons moet laat gaan ook, hierdie is dalk belangrik, het word herhaal. Want ons sien by die volgende deel, die volgende tempel waarvan ons lees in die Bybel, is die tabernakel. En die tabernakel is die tempel wat Moses in Exodus opgerig het. Ons sien in Exodus 24 tot 30 in baie detail, net soos wat ons in hierdie teks van Esegiel gesien het, in verskillike detail word uitgestipuleer deur God hoe hierdie tabernakel moet lyk. Nou, tabernakel is eintlik niks anders as dit staan bekend as die tent van ontmoeting. So, as jy lief is vir kamp, so ek en Helene is mal oor kamp, dis van ons gunsteling maniere om vakansie te hou. As jy kamp en jy het jou grootste tent gevat en jy sit dit op 'n plat oppervlak, groot stuk grond, sit jy die tent neer en jy slaan hom op dat hy regop staan. En jy het van daai windskerms, daai seile wat jy kan opsit rondom dit. En jy vat so 'n paar meter rondom die tent wat jy in die middel opgeslaan het en jy slaan hierdie windskerms op. Dan gaan jy 'n baie goeie uitbeelding kry van hoe die tabernakel gelyk het, net die tent en die area. En ek het ook 'n skakel van dit hieronder in die video gesit waarna jy kan gaan kyk, sommer net om ook 'n idee te kan kry van hoe dit gelyk het. Maar die tabernakel het ook voor dit 'n altaar gehad waar daar offers opgebring was.
daar was ook verskillende ander goed wat ook in die tempel was, wat ook in die tuin van Eden was, wat ook in die tempel is waarvan Esegiel praat. So God is besig om hierdie prentjie te herhaal. En dan sien ons ook, teen die einde van Exodus, het God saam met die mense in daai tent ingegaan. En hy het saam met hulle begin woon en gefunksioneer. Interessant genoeg, die tabernakel was so opgestel dat dit was eerste opgerig wanneer die mense getrek het. Dit is nou ons in die woestyntyd, so hulle het aangekom by 'n plek, hulle het die tabernakel opgerig, en dan het hulle die mense se tente, al die miljoene, hoeveel ook al mense daar was, het hulle opgeslaan om rondom die tabernakel te wees, maar almal het gekyk na die tabernakel toe. So almal was gefokus op God se teenwoordigheid, want sy teenwoordigheid kon jy fisies gesien het, uit daai tent uitgekom het. Baie soos wat in die tuin van Eden gebeur het met Adam en Eva en God, hulle het sy teenwoordigheid gesien. En dan sien ons later, in 1 Konings 5 vers 5 tot 8, dan sien ons hoe Salomo, wat nou Dawid se seun was, hoe hy die behoefte gehad het om God te verheerlik met 'n fisiese gebou. 'n Gebou wat nou die tempel genoem word. En is baie interessant, hy wil dit doen tot eer van God, so dit is, hy het 'n baie goeie en 'n rein hart en idee daarin gehad. Maar dit is interessant dat God dan vir hom 'n baie mooi en groot sleutel gee van waaroor die tent, die tuin en die tempel dan nou eintlik waar dit gaan. En ons lees daar in 1 Konings 5 vers 11 tot 13 het die Here vir Salomo gesê: Die woord van die Here het weer na Salomo toegekom. God sê vir Salomo: Jy bou nou hierdie tempel vir my, maar as jy al my bepalings en voorskrifte hou en my gebooie gehoorsaam, sal ek vir jou doen wat ek aan jou pa Dawid beloof het. Ek sal tussen die Israeliete woon en nooit my volk in die steek laat nie. So God sê, okay, hierdie fisiese gebou wat jy wil oprig, is reg, jou hart is ook rein daarin, ek kan sien, jy het 'n goeie idee daarmee beet, jy doen dit nie vir jou eie eer of wat ook al nie, jy doen dit vir my om my te verheerlik, wat nice is, dit is waar alles in die lewe gaan, maar besef net, hierdie gebou gaan nie maak wat ek wil hê moet gebeur met 'n tempel, met 'n tabernakel, met die verhouding wat ek wil hê tussen die mense nie. Want dit gaan daaroor dat God in die middel teenwoordig saam met al die mense wil lewe. Hy wil 'n intieme verhouding met almal hê. Hy wil die middelpunt van almal se lewens wees. So die ontwerp van hierdie verskeie tempels. Daarna is daar nog 'n tempel wat ek dink later ook oor gepraat, ek kan nie presies die teks onthou nie, maar dit is basies net 'n herhaling van wat in die tempel gebeur. En die tempel van Salomo het dieselfde goed in as die tabernakel, wat dieselfde goed in het as wat in die tuin is, wat dieselfde goed is as wat ons in Esegiel se visioen sien. So die ontwerp van alles is presies dieselfde. So wat is die punt daarvan? Waar gaan dit? Wel, op die einde van die dag gaan al daai goede om die realiteit van God wat teenwoordig is. Vir mense, ons, ek en jy, die Israeliete daai tyd, Adam en Eva, dit gaan daaroor dat God dit 'n fisiese ding vir ons wil maak, dat ons kan weet en kan leef, God is teenwoordig. Hy is hier. Ek sien hom, ek beleef hom, ek hoor hom, want hy is nou hierso. So, ons sien dan op die einde van die dag, een van die grootste en die amazingste goed wat in Esegiel 43 ook gebeur, en ek wil graag hierdie teks net vir ons vanoggend saam lees. So, as jy Bybel het, kan jy nou daar so oopmaak, dan lees ons net vinnig wat het gebeur toe alles in die visioen in plek was vir die tempel en alles wat daar moet gebeur. Wat gebeur toe? So ons sien daar so in 43, lees ons saam, hierna het die man my teruggeneem na die oostelike ingang toe. Interessant, die tuin van Eden het ook 'n oostelike ingang gehad. En skielik het die heerlikheid van God van Israel vanuit die ooste verskyn. Dit het geklink soos wanneer baie waters aangerol kom. Die hele wêreld het geskitter van sy heerlikheid. En wat ek gesien het, het ooreengekom met wat ek in die ander kere ook gesien het, en toe hy gekom het om Jerusalem te vernietig. So Esegiel word herinner daaraan dat God wat aankom, het al gebeur. Vers 4, die heerlikheid van die Here het die tempel deur die oostelike ingang binnegegaan. God het aangekom by hierdie plek. Die Gees het my toe na die binneste hof geneem en die heerlikheid van die Here het die tempel gevul. En die Here het vir my gesê, mensekind, hier is die plek waar my troon staan en waar ek my voete laat rus. Ek sal vir altyd hier bly tussen die mense van Israel. 'n Bietjie verder aan sien ons,
laat hulle nou, God wat praat oor Israel, laat hulle nou hulle afgode en die monumente waarmee hulle konings vereer het wegvat. Dan sal ek altyd tussen hulle woon. Mensekind, beskryf die tempel vir die mense van Israel soos ek jou gewys het. Sê vir hulle hoe dit moet lyk en wat die plan is, sodat hulle kan skaam kry oor hulle sondes. So die tempel, die hele uitbeelding daarvan, die detail daarvan, is eintlik wat uitwys God se grootheid. Is eintlik wat vir die mense laat verstaan, okay, dit is waar dit gaan, sy heerlikheid, en dit is waarop ons moet fokus. En dan sê hy verder, skryf hierdie spesifikasies neer terwyl hulle kyk, sodat hulle dit kan onthou en die voorskrifte kan onderhou. Dit is die basiese vereistes van die tempel, en hierdie is baie belangrik. Absolute heiligheid. Die top van die berg waarop die tempel gebou is heilig. Ja, dit is die basiese bevele vir die tempel. En dit gaan oor die heiligheid, dit is heilig, want God se voete is daar, God se teenwoordigheid is daar. God, die heiligste van heilig, hy is die een wat teenwoordig is. Nie die gebou nie, nie wat daar gebeur nie, omdat hy teenwoordig is dit heilig. So die belangrikste ding wat hier vir my uitgestaan het, om net te begin by, is die heerlikheid van die Here het die tempel deur die oostelike ingang binne gegaan. So God is teenwoordig. Die herstel het plaasgevind, dat hy is nie meer weg van sy mense af nie, hy is nie meer verlate nie, hy het teruggekom, en hy is in die middel van hulle lewens. En dit is vir my die mees amazingste ding, want God het hierdie gedoen, ongeag die keuse wat die mense gemaak het, want ons moet onthou, hulle het aanhoudend afgode gekies, hulle het aanhoudend hulle rug gedraai en weggegaan van God af. Maar God se grootheid, sy absolute heerlikheid word gewys deur die liefde en die genade wat hy het om nog steeds aan te hou, om nog steeds te kies. Ek is lief vir hierdie mense, ek stap 'n pad met hierdie mense, ek gaan saam met hulle bly, ek wil in hulle midde wees. Net so wat ek was aan die begin met die tuin, net so wat ek was met die tabernakel in die woestyn, oral waar die mense gegaan het, net soos met die vorige tempel, net soos nou, net soos wat dit is, dat ons hom nou fisies in ons harte het, sy gees wat in ons lewens is, soos ons verlede week ook gelees het, soos ons weet ook gebeur met die gees wat in ons ingeblaas is. Nou, die tempel en die funksionering daarvan is vir ons eenvoudig net onbekend, want ons spandeer nie tyd om op daai goed, om dit te lees in die woord nie. Dit is baie gedetailleerd, dit is 'n klomp goede, en ons ken nie die prentjies van hoe dit lyk en funksioneer nie, so dit is moeilik om te begryp wat die doel daarvan is, wat God vir ons wil gee. En daarom raak dit dalk vir ons onbelangrik. Maar is eintlik sulke goeie goed, wat ons help verstaan, hoe ons verhouding met God eintlik werk en funksioneer, en hoe ons 'n verhouding met hom fisies tasbaar kan hê. En dit is nie net in die lig, hierdie groot ding waarmee ons praat, wat ons nie regtig mee kan connect nie. En dis juist wat ons nou in hierdie tyd nodig het, dink ek, want ons het nou in 2021 vandag nodig om vir God fisies teenwoordig in ons lewe te hê. Ons het nodig om, soos Jesegiel te kan sien, hier kom God in ons huise, in ons lewens, in ons harte in, want sonder dit kan ons eintlik nie nou beleef en voortgaan nie. Maar hoe nou? Hoe reageer ons vandag op hierdie tempelstorie wat ons van lees en die idee van die tempel sonder dat die tempel hier is? Hoe leef ons in gewoontes, in tempelfunksionering sonder dat ons dit ken, sonder dat ons dit verstaan? Hoe leef ons nou waar ons is en wanneer ons daar is? En twee goed in hierdie hoofstuk 43 het vir my uitgestaan. Die eerste ding is dat ons reageer soos wat Jesegiel gereageer het. En ons lees daarso dat toe hy vir God gesien het, het hy eenvoudig op sy gesig neergeval, want God se grootheid en sy heerlikheid was rondom hom gewees. So ons sien ook, dit is iets wat Moses gedoen het, toe hy by die brandende bos, wat vol van God se teenwoordigheid is, toe hy daar aankom in Eksodus 3, val op sy gesig neer, en dit is hoe hy gereageer het. En ek bedoel nie daarmee dat jy, nou moet net gaan alles los, die oor te maak en vorentoe val nie. As dit is wat jy wil doen, great, go for it, maar ek stel nie dit voor nie. Het gaan meer oor 'n geestelike en 'n emosionele neerval op ons gesig, dat alles wat rondom ons is, wegval en ons fokus net op God en sy heiligheid. Want as jy op jou gesig op die grond lê, jou oë is toe, jy ruik die vloer, jy sien net 'n stuk grond voor jou, dis al waarop jy fokus. En dan is dit die eerste keer asof jou hele gedagte, jou aandag stop, en jy het kans om te kan luister na wat God sê.
Want dis presies wat gebeur het toe Moses dit gedoen het, toe Jesaja dit gedoen het, toe 'n klomp ander mense in die Bybel, as hulle neerval, dan sit so half soos, okay, my aandag is hierso, ek weet met wie ek besig is, ek weet wie nou teenwoordig is, dis God, die Here oor die heelal. Nou luister ek, nou fokus ek. So, dit beteken eintlik dat wanneer ons daai mentaliteit het, dat ons daai fokus het om neer te val, dan val ons bekommernisse weg en ons bekleierery met ons geliefdes val weg en die angs oor die week se betalings val weg, die oormatige fokus op Instagram of Facebook, dit val weg, want ons fokus is op God. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie, ons sien net een ding raak, dit is vir God. En dit is wat die idee was met hierdie hele tempel en God se teenwoordigheid daarin. Dis 'n baken wat uitstaan, wat maak dat jou aandag daarop gefokus is en al die goed rondom jou gaan aan, dit gebeur ja, maar dit gooi jou nie omver nie, dit ontmoedig jou nie, dit maak jou nie ontsteld nie, want jy weet, jy is fokus op God en hy is die een wat ons alles laat in plek val. Hy is volmaak, hy is teenwoordig, so hy het klare plan in plek. Ons kan net op hom fokus. Ons kan net vir hom vra, okay Here, wat is die volgende move wat ek moet maak en dit net doen, ongeag wat die situasie rondom jou is. Dan die tweede ding wat ek raak gesien het uit 43 is die vers 12 wat God eintlik gesê het waar alles gaan, waar hierdie tempelding gaan. En hy sê dat die basiese vereistes van die tempel is absolute heiligheid. Absolute heiligheid, dit is die kernding van die tempel, dis die kernding van die tabernakel, dis die kernding van die tuin van Eden, dit is die kernding van wie God is. Hy is absolute heiligheid. En dit beteken dan, dat ons moet verstaan, hierdie is 'n konsep wat van die begin af in plek was, dat God wil ook hê, ons absoluut in heiligheid lewe. En dit beteken regtig nie, dat ons beter is as ander nie, dit beteken nie dat ons kan hoogmoedig wees onder ander mense nie. Dis ook wat ons in die Siegel gesien het, toe Connie gepraat het oor gloating. Ons kan nooit dink, ons is beter as ander en lekker kry en onsself hoër sit as iemand anders nie. Ons weet, ons lewe anders. Ons is eenkant gesit, dit is waar heiligheid gaan, wanneer ons God se kinders is. Ons is nie beter nie, maar ons is eenvoudig net anders, want ons het 'n verhouding met God, en ons leef vanuit daai verhouding, van dag 1 af. So dit beteken, ons vat God se woord, en dit wat ons daarin lees, dit leef ons. Want dit is wat ons anders te maak as die res van die wêreld. Ons kan nie lewe en funksioneer, ons sien dit in baie van Paulus se briewe. Hy sê, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons lewe anderste, want ons leef volgens die instruksies van die Here, wat ons in sy woord kry. Dit is ons fokus, en dit is die praktiese goed wat ons uitleef. So ons sien dan, twee goed wat interessant genoeg in 44 uitgekom het, toe ons het gelees het, of in 43 en 44, dan sien ons twee praktiese goed wat gebeur het, met die tempel en die funksionering daarvan. Die eerste ding is, dat daar was offers gebring gewees, deur die mense wat in die tempel leef en funksioneer. Nou, aan die ene kant is dit 'n baie maklike ding om te sê, dat hulle die offers gebring om te betaal, dat hulle sondes kan weggaan. Maar dit is nie eintlik die idee van die offers nie. Die offers is 'n absolute gewoonte wat die mense het, om iets te bring van hulle self, om dit op te gee, want dit laat ons die fisiese belewenis het van, ons gee onsself op, net soos wat Jesus homself opgegee het, om sy eie lewe neer te lê, gee ons ook onsself op, want ons weet, dit is al hoe ons by God, naby aan God, kan wees en kan lewe, as sy kinders, as sy volgers en sy disippels. So die offergewoonte, wat ons in 43 van lees, help ons om te verstaan, ons gee onsself absoluut op, sodat God kan lewe, sodat sy grootheid en sy heerlikheid 'n realiteit kan raak en kan word hier op aarde. Die tweede ding van die offers is, dit is 'n gewoonte om te besef, niks is uit ons eie hande uit nie, alles is God se. Ons is nie afhanklik van ons eie opbou, ons eie finansiële koninkryk nie, ons eie spaargeld, ons eie talente en gawes nie. Nee, niks daarvan is ons nie, alles is uit God se hand. So ons is in afhanklikheid van hom, van sy grootheid, van sy hele wese. Ons is nie afhanklik van onsself, van ons eie mag nie. So dit is waaroor die offerding gaan. Dit beteken dat ons onsself wil opgee, sodat God verheerlik kan word, en ons wil ons eie krag en ons eie mag ook opgee, sodat ons afhanklik van God kan lewe. En die tweede ding, 'n praktiese tip, is uit 44, 23 tot 24, waar daar
gesê word dat daar onderskeid getref word in die lewe tussen wat skoon en wat besoedel is, tussen wat reg en wat verkeerd is. En laat 'n mens God se woord gebruik as die maatstaf vir wanneer jy besluite moet neem en wanneer jy keuses moet maak in die lewe. So dit beteken dat ons eenvoudig nie 'n dag kan deurgaan sonder om God se woord te vat en sy instruksies te lees om dit te kan gaan leef nie. As ons dit nie doen nie, dan kan ons eenvoudig nie lewe met God wat teenwoordig is nie. Dit beteken nie, hy is nie teenwoordig nie. Dit beteken net, ons lewe en ons kyk sy teenwoordigheid mis. Ons lewe soos wat die Israeliete geleef het in die tempel met God daarso, met 'n bietjie van 'n muur en eie afgode daarso. Nie dat ons afgode aanbid noodwendig nie, maar dit is wat gebeur. Ons lewe met 'n fokus wat geskuif is van God af. En dit is die hele idee van die herstelprentjie van die tempel wat God wil hê. Dit is baie soos wat ons hier in George is. Ons het nie nou 'n tempel nie, maar meeste van ons, ongeag waar jy is in die dorp, kan kyk na hierdie berg toe en ons kan daai seintoring of selfs die kruis baie keer kan ons sien. Definitief die seintoring. En dit is presies wat die idee van die tempel is. Dit word gesien. As jy dit sien, dan weet jy God is teenwoordig want jy sien sy teenwoordigheid in die tempel. So as jy daai seintoring sien, is dit presies dieselfde ding wat by ons moet gebeur. Ons sien iets, dit herinner ons aan God is hier teenwoordig. En dit beteken dat ons anders te lewe. Dit beteken dat ons absoluut wil heilig leef, want God is heilig. Dit beteken dat ons wil op ons gesig neerval om op hom te fokus en alles anders te val weg. Dit beteken dat ons wil gehoorsaam wees aan sy instruksies. Ons wil inval by wat hy wil hê ons moet doen, want dit is eenvoudig die bottom line. Dit is hoe ons verhouding lyk wanneer God teenwoordig in ons lewens is. Ons val by hom in. Ons doen dit omdat hy ons liefhet, omdat hy te midde van ons keuses wil hy nog steeds tussen ons kom leef, wil hy nog steeds tussen ons wees. En omdat ons hom ook liefhet, in hierdie intieme verhouding met hom, wil ons dit ook doen. Ek bid en ek vertrou dat hierdie week, as jy daai seintoring sien, hier op die berg, dat jy sal onthou, God is teenwoordig in jou lewe. En ek vertrou eintlik dat meer as dit, dat jy elke oomblik waar jy ry, waar jy besig is met werk, waar jy by die skool is, dat jy sal onthou, God is teenwoordig in my hart. Hy is die hele tyd by my. Dit beteken, ek kan uit liefde vir hom, kan ek anders te leef. Kan ek ander keuses maak. Keuses wat hom sal verheerlik en nie myself sal groot maak of die fokus op my sit nie, maar wat ander mense die grootheid van God ook kan beleef en kan ervaar. Here, dankie dat ons vandag hier by mekaar kon kom. Al lyk dit anders as wat dit gelyk het in die verlede. Dat ons nog steeds op 'n kragtige manier mekaar kan bemoedig en by mekaar kan uitkom. Dankie dat U vir ons resources gee om dit te kan doen. Here, ek bid vir almal wat deur 'n moeilike tyd gaan. Almal wat iemand verloor het, almal wat 'n werk verloor het, almal wat regtig net struggle in hierdie onsekere tye. God, hou hulle vas en wees die lig vir hulle lewe. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om daar te kan wees vir mekaar. Maak ook ons oë oop sodat ons kan sien waar en hoe om mense te help. God, ek bid vir ons leiers van ons land, ons regering, ek bid vir ons kerke, ek bid vir ons leiers in besigheid. Here, waar almal moeilike besluite daagliks moet neem, vra ek dat U regtig sal ingryp en dat almal U sal benader met die besluite en dat U wil regtig sal geskied vir ons lewe en ons land. Here, ek wil vir U dankie sê vir vandag se diens en ek glo dat almal wat dit vandag gehoor het, 'n stukkie van U kan saamdra. Amen.